Kom ons lees saam vanoggend Romeine hoofstuk 6. Ons kyk na die laaste paar verse daar, die vers 15 tot en met vers 23. Het is nou eintlik jammer dat ons moet onderbreek vir 'n paar weke terwyl ek weg is, maar ons moes op een of ander stadium gepreek het, maar die probleem met Romeine is alles bou op dit wat vooraf gebeur het. So dit maak dit eintlik vreeslik moeilik om enigstens te onderbreek, maar ons sal vanoggend dan kyk ons na die laaste deel van Romeine hoofstuk 6 en daarvan vers 15 af. Wat dan? Sal ons sonde doen omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie? Of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En vrygemaak van die sonde het julle dienaars geword, diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek spreek menslikerwys, terwille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle jul lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Want toe julle diensknegte was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid. Watter vrug het julle dan toe gehad van die dinge waaroor julle nou skaam? Julle nou skaam. En die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou, dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jou vrug tot heiligmaking en die uiteinde die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Sover ons geleesde gedeelte. Natuurlik daai laaste vers is baie goed bekend, algemeen bekend, maar ek dink is belangrik die konteks verduidelik vir ons wat die betekenis van daai woorde is. En ek dink nie ons kry die betekenis noodwendig verkeerd nie, maar ek dink daar's 'n kosbaarheid wat ons baie keer miskyk wanneer ons daai laaste vers lees. En ek hoop ons sal vanoggend bietjie meer aandag op dit plaas. Maar kom ons bid dan saam en ons vra, Here, wees met ons vanoggend en lei ons in die waarheid van die woord. Ons het U hulp nodig. Ons is swak, ons is sondig, ons gedagtes is geneig om af te dwaal. Ons is geneig om te hoor en nie te doen nie, dit gaan in by die een oor en uit by die ander. Ons is geneig om nie paraat te wees op ons eie lewe wanneer ons hierdie dinge hoor nie. Ons hoor die woord, maar ons dink nie aan hoe ons dit moet toepas in ons eie lewe nie. En so al hierdie dinge, Here, lei daartoe dat ons uiteindelik nie meer en meer gelykvormig word aan die beeld van Christus nie. En dat ons in 'n sekere mate eintlik half stagneer. En ek vra, Here, dat U vir ons sal help. Dat dit nie vanoggend met ons die geval sal wees nie. Maar ook nie net vanoggend nie, maar elke dag dat ons met erns U woord sal ondersoek en kyk na ons eie lewe, sodat ons sal konformeer en meer gelykvormig word aan die beeld van Christus en sodoende, soos wat hy gekom het om die Vader te verheerlik, ons sal wees, hulle wat lewe om die Vader te verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou gestel jy loop jouself vas in 'n slaaf. Nou, dis onwaarskynlik in ons konteks dat jy in 'n slaaf sou vasloop. Maar in Paulus se dag was dit baie algemeen. En so kom ons plaas onsself vir 'n oomblik terug in die eerste eeu en jy loop, jy ontmoet 'n slaaf en jy vra vir die slaaf, wie is jou meester?
En die slaaf sê vir jou wie sy meester is, maar jy is nie so seker nie. So wat maak jy? Jy hou hom dop. Jy hou hom dop. En jy sien, wie dien hy? En skielik kom daar 'n man aan, en die man gee vir hom 'n opdrag, en onmiddellik staan die slaaf op, en hy gaan hom te gaan doen. Nou weet jy, dis sy meester. Dis sy meester. Hy gaan doen dadelik wat sy meester van hom vra. Jou meester is die een wat jy dien. So wie is jou meester? Wie dien jy? Jy mag vir my sê jy is 'n Christen, en baie mense sê dit in ons dag nog steeds, dat hulle is Christene. Maar die bewys of ek werklik 'n Christen is of nie, kan gesien word in verweeklewe. Wie dien jy? Nou Paulus is nog steeds besig om te wys dat Christendom beteken nie dat ons is nou vry om te sondig soos ons wil nie. Maar mag jy dan nou vir my vra, as iemand deur wetsonderhouding nie gered kan word nie. En in werklikheid, as iemand gered kan word deur enige van die werke wat hy doen nie, hoekom kan ons dan nie voortleef in die sonde nie? As ons werke geen verskil gaan maak in ons saligheid nie, hoekom kan ons nie maar net voortleef in die sonde nie? En dan nou in dieselfde asem, wat is die plek van die wet dan nou nog? Wat het die wet nog as plek? Wat is sy rol om nog te vervul in die Christelike lewe? Hoekom kan ons nie maar net voortleef in die sonde, want ons is mos onder die genade nie? Dis Paulus se onderwerp in ons teks vanoggend, en daarvoor gebruik hy dan hierdie voorbeeld van slawehandel, en hy vra eintlik vir jou, wie se slaaf is jy? Wie se slaaf is jy? Die gelowige is vrygemaak van die mag van die sonde, om in gehoorsaamheid aan God te lewe. En ons sien dit eerstens deur die beginsel. Eerstens die beginsel, en hier is die beginsel, selfoorgawe lei tot slawerny. Selfoorgawe lei tot slawerny. Vers 15 en 16. So, ons teks begin met 'n soortgelyke vraag as wat ons 'n vraag in hoofstuk 6 vers 1 gehad het. Onthou wat sê dit daar? Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade kan meer word? Hier in vers 15 is daar 'n soortgelyke vraag, maar iets wat anders. Wat is die vraag? Sal ons sonde doen omdat ons onder die wet is, nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Of anders gestel, as ons deur God se genade gered word, en nie deur wetsonderhouding nie, hoekom is ons as gelowiges nog enigstens besorgd oor die wet van God? Of anders gestel, hoekom leef ons nie voort in die sonde asof die wet nie bestaan nie? En hierin antwoord Paulus in ons Afrikaanse teks met die antwoord, nee, stellig nie. Eintlik in die Grieks is dit baie sterker. Amper wil ek sê, wat die Grieks sê is, mag God dit verhoed. So sterk stel Paulus dit. Die gelowige kan nie voortleef in die sonde nie. So iets is ondenkbaar, soveel so dat Paulus is selfs geskok. Maar hoekom is Paulus so geskok? Want vers 16a, weet julle nie dat wie julle self as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie. As ons dink aan slawerny, dan dink ons gewoonlik aan tye in die geskiedenis waar lande nog slawehandel gehad het, of ons dink byvoorbeeld aan 'n land wat oorlog maak teen 'n ander land en dan hulle mense vat en slawe maak, maar daar's 'n ander vorm van slawerny wat nie so algemeen bekend is nie, en dis wat ek wil noem vrywillige slawerny. En die gedagte daar is iemand
maak homself gewillig die slaaf van 'n meester, omdat hy blyplek en kos soek. Maar van daai slaaf word verwag, net soos enige ander slaaf, om gehoorsaam te wees aan sy meester. En sê Paulus, elke slaaf, elke mens is die slaaf van een van twee meesters. Vers 16. Of van die sonde tot die dood, of jy is die slaaf van gehoorsaamheid tot geregtigheid. Selfs as jy jouself gewillig onder die slawerny van 'n meester plaas, kan jy nie terselfdertyd jou vryheid behou nie. Of jy is 'n slaaf van die sonde tot die dood, of jy is 'n slaaf van gehoorsaamheid tot geregtigheid. Nou, net om te noem, ek dink die eerste deel, jy is 'n slaaf van die sonde tot die dood, dit verstaan ons in 'n sekere sin, want Jesus self het iets daarvan gepraat, en in Johannes 8 vers 34, toe hy gesê het, voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, is 'n diensknegt of 'n slaaf van die sonde, en dit wat daarop volg. So ons verstaan iets van die slawerny aan die sonde, en dat dit uiteindelik lei tot die ewige dood. Maar wat bedoel Paulus as hy sê, of jy is 'n slaaf van gehoorsaamheid tot geregtigheid? Wat jy verwag hy sou sê is, of jy is 'n slaaf van Christus tot lewe. Maar nou wil ek sê, dis presies eintlik wat Paulus sê. As jy tot geloof kom, is jy 'n slaaf van gehoorsaamheid. Met ander woorde, verenig met Jesus Christus, staan jy nou onder die meesterskap van Christus, om aan hom gehoorsaam te wees. En as jy in Christus is jy geregverdig, sodat jy die ewige lewe sal ontvang. So jy's 'n slaaf van gehoorsaamheid aan Christus, totdat jy geregtigheid vind in Christus. Wat beteken die ewige lewe? Bekering is 'n saak van selfoorgawe. Ek hou van hoe R.C. Sproul dit gestel het die ander dag in 'n question and answer sessie. Hulle vra vir hom, as ek tot geloof kom, my bekering, is dit 'n eie wilsbesluit, of is dit die werk van God deur genade? En sy antwoord is ja. Hoekom? Want dit is 'n eie wilsbesluit. As ek tot geloof kom, is dit my eie wilsbesluit, maar daai wilsbesluit is gedryf deur die Heilige Gees wat reeds binne in my kom werk het, om my hart te verander. Met ander woorde, wedergeboorte, die werking van die Heilige Gees, vind plaas voor geloof. Maar dis my eie wilsbesluit. Ek wil myself onder die band van Christus plaas. Maar dis gedryf deur die Heilige Gees. So, dis 'n saak van selfoorgawe, maar selfoorgawe lei onvermydelik tot slawerny. Onthou nou waarvan het ons gepraat, né? Die gedagte van vrywillige slawerny. En slawerny vereis totale, radikale, uitsluitlike gehoorsaamheid aan een meester, want Jesus self sê vir ons in Matteus 6 vers 24, sê hy nie, jy kan nie twee here dien. Jy kan nie twee here dien. En so die oomblik toe jy tot geloof gekom het, het jy 'n slaaf van God geword. 'n slaaf van God, wat nou aan hom gehoorsaam moet wees. Jy kan nie meer die sonde dien en terselfdertyd gehoorsaam aan God wees nie. Dis onmoontlik. Of jy leef vir die een, of jy leef vir die ander. Of jy dien die een met jou hele hart, of jy dien die ander. Jy kan nie albei dien nie.
So kies jou meester. Kies jou meester en dien hom. Maar wat onmoontlik is, broer en suster, is vir jou om 'n Christen te wees en nog steeds voort te leef onder die mag van die sonde. Of jy dien die sonde, of jy dien die gehoorsaamheid. Of jy is in Adam, of jy is in Christus. Of jy is in die sonde wat lei tot die dood, of jy is in die gehoorsaamheid wat lei tot geregtigheid. Wie is jou hoof? Wie se slaaf is jy? En die vraag is eintlik, wat sou ek sê as ek na jou lewe kyk? Wie dien jy? Die gelowige is vrygemaak van die mag van die sonde, om in gehoorsaamheid aan God te lewe, en dit sien ons tweedens, ons tweede hoofpunt, in die toepassing. Die toepassing. Bekering plaas jou onder 'n nuwe meester. Vers 17 tot 19. So bekering plaas jou onder 'n nuwe meester. Daar is net een van twee meesters. Elke mens dien een van hierdie twee meesters. Of jy dien sonde, of jy dien gehoorsaamheid. En wat ook al, wie ook al jou meester is, jy moet aan hom gehoorsaam wees. Jy moet hom dien. Jy kan nie aan jou meester ongehoorsaam wees nie, en jy kan nie nog aan jou ou meester gehoorsaam wees nie, want jy het 'n nuwe meester, as jy dan 'n Christen is. So, wat ek wil hê ons moet raak sien, is jou bekering het 'n verandering van meesters teweeggebring. Dit het 'n totale verandering gebring, soveel so, dat Paulus breek hier uit in lof. Luister hoe begin hy vers 17, hy sê, maar ons dank God. Vir wat? Dat julle wel diensknegte van die sonde was, verlede tyd. Maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. Met ander woorde, julle was dienaars van die sonde, diensknegte van die sonde, maar nou het julle van harte geword iets nuut. Julle het die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, het julle gehoorsaam, van harte. Paulus som eintlik wat met ons gebeur, met ons bekering, som my op, of in ons hele Christelike lewe in 'n sekere sin, maar hierdie radikale verandering wat in ons plaasgevind het, hoe ons uit die meesterskap van sonde gehaal is, en in die meesterskap van God geplaas is, wys hy in 4 stadiums hier in vers 17 tot 18. Eerstens wys hy vir ons daar vers 17a, julle was eens slawe van die sonde. Alle mense is van nature die slawe van sonde, dis die hele Romeine 1 tot 4 is dit nie. Van nature word ons gebore almal as die slawe van sonde. Maar die feit dat Paulus sê, julle was dit, impliseer, julle is dit nie meer nie. Die oomblik toe jy tot geloof gekom het, is jy onder die meesterskap van die sonde uit verwyder. En jy is nou onder die nuwe meesterskap geplaas van 'n ander meester, naamlik van God. En dis dan punt 2, wat hy wil vir ons uitwys, daar in die tweede stadium van hierdie radikale verandering. En dit is, julle is gehoorsaam van harte aan die leer wat aan julle oorgelewer is, vers 17b. Met ander woorde, die leer van die evangelie. Julle is nou daaraan gehoorsaam van harte. Die evangelie vereis 'n sekere tipe leefstyl wat teenstrydig is met die leefstyl van die sonde. Kan ek dit weer sê? Die evangelie vereis 'n leefstyl wat teenstrydig is met die leefstyl van sonde.
En die gelowige is van harte gehoorsaam aan hierdie nuwe leefstyl, hierdie nuwe leer van die evangelie. Ons is nie halfhartig nie, ons is nie koudhartig nie. Nee, wat het ons geleer in Romeine 1 vers 5? Ons het geleer dat die oomblik toe jy tot geloof gekom het, vereis dit geloofsgehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan die evangelie. Gehoorsaamheid aan die leer van die kerk, van die woord. Ons moet soos 2 Timoteus 1 vers 13 vir ons sê, ons moet as voorbeeld hou die gesonde woord wat aan ons oorgelewer is. Dis wat van ons gevra word. Neem jou Bybel en moet dit nie net lees nie. Moet dit nie net eers in jou gedagtes inneem en daaroor dink nie. Dit moet hande vind, dit moet voete vind. Dit moet sigbaar word in jou lewe. Dis wat Christendom van ons vra. Jy was voorheen 'n slaaf van die sonde, ja, maar jy is nie meer dit nie. Jy het van harte, geheel en al, jou hele wese gehoorsaam geraak aan die leer van die skrif. Dis wat 'n Christen is. Derdens, sê Paulus, julle is vrygemaak van die sonde. Vry van die slawerny van die sonde. Beteken dit ons is nie meer in staat om te sondig nie? Natuurlik nie. Ons is goed en al bewus van die feit dat ons is nog steeds in staat om te sondig. Maar wat beteken dit om te sê ons is vry van die mag van die sonde? Dit beteken ons hoef nie meer te sondig nie. Die sonde kan klop. Ons hoef nie die deur oop te maak. Die sonde is nie meer jou meester. Die sonde het nie meer mag oor jou nie. Jy hoef nie meer die sonde te gehoorsaam nie. Kolossense 1 vers 13, jy is uit die koninkryk van die duisternis uitgehaal en geplaas in die koninkryk van Jesus Christus. Jy hoef nie meer te sondig. Jy kan die sonde weerstaan. En laastens dan, die 4de stadia van ons bekering is, dat julle het diensbaar geword aan die geregtigheid, vers 18b. Deur die genade van God is die mag van sonde oor ons verwyder. Ons is nie meer die slawe van sonde nie, maar ons is nou die slawe van geregtigheid, van 'n regte lewe. Ons dien nou 'n nuwe meester. En dis hoekom Paulus dan in vers 17 God dank, is want ons dien nou 'n nuwe meester. Ons is nie meer onder daai ou meester om hom gehoorsaam te wees. En dis alles net God se genade. Dis hoekom hy God dank vir dit. Ons is vry om nie meer te sondig nie. Ons is vry om gehoorsaam te wees aan God. En dan in vers 19 sê Paulus, dat hy besef, slawerny is nie die ideale voorbeeld om te gebruik nie, maar hy besef slawerny is nie die perfekte voorbeeld nie, maar hier's die probleem. Hy het nie 'n keuse as om dit te gebruik nie, weet jy hoekom? Want dis al wat ons kan begryp. Ons is nie die vermoë om te begryp wat die woord en wat die evangelie van ons vereis nie. Hoekom gebruik hy die voorbeeld van slawerny? Want ons het nodig om te begryp, ons hoef nie meer die sonde te doen. Hoekom gebruik hy die voorbeeld van 'n slaaf? Want hy sê, ons moet begryp dat Christendom vereis van my gehoorsaamheid aan God. Hoekom gebruik hy die voorbeeld van slawerny? Want ons moet begryp, ons kan nie twee meesters dien nie. Hoekom gebruik hy die voorbeeld van 'n slaaf? Want as jy 'n Christen is jy los van die mag van jou ou meester sonde. En jy kan en moet hom weerstaan. Dis hoekom hy die voorbeeld van slawerny gebruik, want ons het nie die vermoë om te kan begryp wat dit beteken om 'n Christen te wees nie.
Want, sê Paulus in vers 19b, net soos julle lewe diensbaar gestel het aan die onreinheid en die wetteloosheid om goddeloos of wetteloos te wees, so moet julle nou julle lewe diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. Wat ek wil hê ons moet verstaan hier, broer en suster, hierdie slawernye beweeg in twee verskillende rigtings. Twee radikale verskillende rigtings. Die slawerny aan die sonde is 'n afwaartse spiraal van erger en erger boosheid. Onthou wat het ons geleer in Romeine hoofstuk 1. God het hulle oorgegee sodat hulle meer en meer boos word en selfs goedkeuring gee aan boosheid. Die punt is dat die slawerny van die sonde is 'n spiraal wat afwaarts beweeg tot groter boosheid en uiteindelik opeindig in die hel. Maar slawerny aan God is 'n opwaartse beweging. 'n Opwaartse beweging van meer en meer heiligmaking. Meer en meer geregtigheid. Wat is meer en meer geregtigheid? Om meer en meer heilig te word is die proses van heiligmaking. Elke gelowige is in die proses van heiligmaking. Ons word meer en meer gelykvormig aan die beeld van Jesus Christus. En as jy 'n gelowige is, moet jy meer gelykvormig word aan die beeld van Jesus Christus. Jy kan nie meer voortleef in die sonde nie. Jy moet lewe om soos Jesus Christus God te verheerlik. Jy is onder 'n nuwe meester. Jy is onder 'n nuwe meester om nie meer die sonde te dien. Jy is onder 'n nuwe meester om terwille van God se eer ooreenkomstig die leer van die evangelie te leef. En so hier's die vraag, broer en suster, vriende, kyk na jou eie lewe en sê, is daar 'n opwaartse beweging? Of is daar 'n afwaartse beweging? Want jy kan nie twee meesters doen nie, jy kan nie op en af beweeg nie. Of jou lewe getuig van iemand wat opwaarts meer en meer heilig word, of jou lewe getuig van iemand wat afwaarts meer en meer sondig en wêrelds word. Maar een ding wat jy nie kan wees nie, is jy kan nie neutraal wees. Want iets wat neutraal is dood. Iets wat nie groei nie, is dood. En behalwe vir dit, hier's die werklikheid. Jy is die slaaf van een van twee meesters. 'n Christen wat gestagneer het, is 'n Christen wat op die afdraande pad is, nie op die opdraande. Tenminste, iemand wat sê hy is 'n Christen en stagneer, is nie iemand wat 'n Christen is nie. Christen beweeg altyd opwaarts. Maar as jy stagneer, as jy 'n punt bereik het waar jy nie meer opbeweeg nie, kan ek jou waarborg. Ondersoek jou hart en ondersoek jou lewe. Jy sal sien dat eintlik is jy besig om agteruit te beweeg, want jy moet 'n meester dien. Jy is die slaaf van 'n meester, of jy dien Christus, of jy dien die sonde. Wie is jou meester? Getuig jou lewe van 'n groei in heiligmaking, of getuig jou lewe van 'n verdieping in sonde? En broer en suster, daar's nie 'n belangriker vraag vir jou om te vra as hierdie nie. Jy kan sê jy's 'n Christen, maar wat getuig jou lewe? Die gelowige is vrygemaak van die mag van die sonde om in gehoorsaamheid aan God te lewe, en ons sien dit derdens, ons laaste punt, in die paradoks.
die paradoks. En hier is die paradoks. Slawerny is vryheid. En vryheid is slawerny. Romeine 6 vers 20 tot 23. Slawerny is vryheid en vryheid is slawerny. Beide van hierdie is 'n vorm van slawerny en beide van hierdie is 'n vorm van vryheid. Vers 20. Toe jy 'n slaaf van die sonde was, sê Paulus, was jy vry van die beheer van geregtigheid. Met ander woorde, toe jy in die sonde geleef het, toe jy 'n slaaf van die sonde was, kon jy geleef het net soos jy wou. Jy het nie nodig gehad om gehoorsaam aan God te wees nie. Maar nou, vers 22, nou dat jy vrygemaak is van die sonde, het jy 'n slaaf van God geword. So jy's vry nou van die mag van die sonde, jy's vry in daai opsig, jy hoef nie meer te sondig nie, maar nou moet jy gehoorsaam wees aan God. En wat is die vrugte wat jy sou opwerp van jou slawerny aan een van hierdie twee? Wel, as jy 'n dienaar van die sonde is, wat is die vrug? Vers 21. Die vrug van die sondige lewe is die dinge waaroor jy nou skaam is. En uiteindelik lei dit tot die dood. En die vrugte van gehoorsaamheid, vers 22, die vrugte van gehoorsaamheid is heiligmaking en die uiteinde daarvan die ewige lewe. Nou broer en suster, luister mooi wat ek sê, daar's 'n tipe vryheid wat lei tot die dood. Daar's 'n tipe vryheid wat lei tot die dood. En daar's 'n tipe slawerny wat lei tot die ewige lewe. En watter een sal jy kies? Sal jy vry wees van gehoorsaamheid aan God, want dan is die uiteinde die dood? Of sal jy 'n slaaf wees van God en in gehoorsaamheid aan hom lewe, want dan sal jy die ewige lewe vind, nie in jouself nie, nie in jou werk nie, maar in Jesus Christus ons verlosser. Of jy sal gehoorsaam wees, of jy sal gehoorsaamheid aan God haat, of jy sal die sonde haat en dit beveg met alles in jou. Daar's nie 'n middeweg nie. Of jy gaan dit haat om gehoorsaam te wees aan God, of jy gaan dit haat om in die sonde voort te leef en jy gaan dit beveg met alles in jou. Maar jy kan nie albei wees nie. Dis die getuienis van iemand wat in Christus is. Dis dat hulle haat die sonde en beveg dit. Dis die getuienis van iemand wat in Christus is, en dis net in Jesus Christus wat ons die ewige lewe het. En dit bring my dan by vers 23, en Paulus wys hier op die radikale verskil tussen hierdie twee slawernye. En hier is die verskil, dat sonde betaal 'n loon. Die loon van die sonde is die dood. Dis wat jy verdien. Dis wat jy sal ontvang as jy voortleef in jou sonde. Dit wat jy verdien het, dit wat jy voor gewerk het, sal jy ontvang. Broer en suster, ons kan nie gered word deur ons werke nie. Jy kan elke Sondag hier kom sit. Jy kan daai sakkie vol geld maak. Jy kan allerhande dinge vir die kerk doen. Jy kan, of andersins vir gelowiges, vir armes, of vir enigiemand anders, jy kan doen vir almal net wat jy wil. Dit sal nie vir jou die loon van die ewige lewe gee nie. Want jy kan nie die ewige lewe as 'n loon ontvang. Die enigste loon wat jy kan ontvang,
is die ewige hel vir jou werke. Die ewige lewe is nie 'n loon nie. Luister wat sê Paulus. Die loon van die sonde is die dood. Maar die onverdiende genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Dis nie my loon nie. Dis nie iets waarvoor ek bygedra het nie. Dis net omdat ek in Jesus Christus is, wat ek daardie loon, of daardie genadegeskenk sal ontvang. En hoekom is dit? Kom ons vra vir onsself, hoekom is dit dat ons nie 'n loon ontvang vir ons goeie werke nie? Het jy ooit gewonder oor dit? Hoekom is dit dat ons nie 'n loon ontvang vir ons goeie werke nie? Kan ek jou vertel hoekom is dit? Hier is die antwoord. Die rede hoekom jy nie 'n loon ontvang vir goeie werke is nie, want dis hoekom God jou van die begin af gemaak het. Jou bestaansdoel is om God te verheerlik. Jy het nie 'n loon wat jy daaruit kan verdien nie. Dis hoekom jy bestaan. Jy bestaan om God te verheerlik. Jy verdien nie 'n loon nie. Dis waarvoor jy gemaak is, om God te verheerlik. Gehoorsaamheid aan God gee nie vir jou 'n loon nie, maar dit getuig van iets baie belangrik. Gehoorsaamheid aan God getuig dat jy is een wat in Christus is. Gehoorsaamheid aan God getuig dat jy is in Christus. En dis net hulle wat in Christus is, wat deur die genade van God die gawe van ewige lewe sal ontvang. Elkeen wat in Christus is sonder verdienste, ontvang die genadige gawe van die ewige lewe uit Gods genade alleen. Jy weet in ons dag, soos deur die geskiedenis ook maar is, daar hierdie populêre ding in die Christelike kringe van ek is 'n wêreldse Christen. En Paulus sê, bog, daar bestaan nie so ding. Daar bestaan nie 'n ding soos 'n wêreldse Christen. 'n Christen is een wat vry is van die mag van sonde, en hy beveg dit elke dag met alles in hom. 'n Christen is een wat van harte gehoorsaam is aan God. Dis heiligmaking. 'n Christen is een wat as mense na jou lewe kyk, kan hulle dit sien. Hulle kan sien dat jy het jouself losgemaak van die sonde. Hulle kan sien waarna strek jy jouself uit. Jou lewe sal getuig wie is jou meester. Jy weet toe ek begin het, toe sê ek, as jy wil weet wie se meester 'n slaaf is, wie is die meester van 'n slaaf, dan kyk jy nie na wat hy vir jou sê nie. Jy kyk wie dien hy. En dieselfde is waar van 'n Christen. Jy kan sê jy's 'n Christen. Maar as ek na jou lewe kyk, wie dien jy? Nou ek weet ons is nie perfek nie. Ek dink ons almal weet dit al te goed. Die vraag, die vereiste is nie perfektheid nie. Ons prys is betaal deur die perfekte lam van God. Dank God vir dit. Maar broer en suster, dis onmoontlik vir jou om Jesus as jou meester te hê. Maar jy dien die sonde asof dit jou meester is. Hulle wie se meester, wie se Here Jesus Christus is, se lewe getuig dat hulle dien Here Jesus Christus. Jou lewe moet in die regte rigting beweeg. Jy is nie meer gehoorsaam aan die sonde nie.
Nee, jou lewe beweeg opwaarts. Jy word meer en meer gelykvormig aan die beeld van Jesus Christus, want dis net in Jesus Christus waar daar lewe is. En as jou lewe in die afwaartse rigting beweeg, dan is jy nog 'n slaaf van die sonde, en dan wag die ewige verdoemenis vir jou. En dan is my oproep nou vanoggend vir jou, bekeer jou. Bekeer jou. En kom na die Here Jesus Christus en maak hom jou meester. Sodat jy in slawerny van hom die ewige lewe sal ontvang. Nie as prys wat jy verdien, maar as 'n genadegawe van God. Jou lewe sal getuig aan wie jy behoort. Wie is jou meester? Want wie ook al jou meester is, sal jou ewige lot bepaal. Amen. Kom ons bid. Here, hoe geweldig belangrik is dit dat ons hierdie dinge ter harte sal neem. En ek smeek, Here, dat U vir ons sal help. Dat elkeen van ons harte sal ondersoek. Dat ons na ons lewe sal kyk, Here, en dat U vir ons sal help, dat ons die geveg teen die sonde sal aanhou veg. Dat ons nie sal moed opgee nie, want hy is nie meer ons meester nie, hy het nie meer mag oor ons nie. Help ons om te strek, onsself uit te strek, van harte te leef in gehoorsaamheid aan God. En Here, vir elkeen hier onder ons wat U nie ken nie, wat U nie dien nie, ek bid, Here, dat U deur die Heilige Gees hulle harte sal nuut maak, sodat hulle sal vind, dat in die slawerny van gehoorsaamheid is daar vryheid tot ewige lewe. Dat Here, help ons om te leef vir ons meester. Bid dit in Jesus naam. Amen.